God send His Son. When we call Him Jesus, He came to love. He ran for me. He led died to buy my pardon and empty grace. My Savior.
jongeren. Dank je, Heer Jezus, voor die goedheid en voor je liefde, Heer. Thank you, Lord Jesus. Let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am weak. Let the blind say, I see. It's what the Lord has done to me. Let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Let the blind say, I see. It's what the Lord has done to me. Hosanna, Hosanna, to the Lamb, let us sing. Jesus died and rose again. To the river by the way, let my sins I wash away. For wherever the street of the Savior's love for me. I will rise from home to sea into the saving arms of God. I will sing salvation songs. Jesus Christ has set me free. Hosanna, Hosanna, to the Lamb that was slain. Hosanna, Hosanna, Jesus died and rose again. Hosanna, Hosanna, to the Lamb that was slain. Hosanna, Hosanna, Jesus died and rose again. Jesus died and rose again. It's our lives. Thank you, Heavenly Father. Thank you, Lord Jesus, that we can see today. You died and rose again. Dank u, Here Jezus. Dank u dat u voor ons gesterven heeft aan de kruis, Heer. Kom ons zingen, maar ik wil u nog een keer. Hosanna, Hosanna, to the Lamb that was slain. Hosanna, Hosanna, Jesus died and rose again. Hosanna, Hosanna, to
omdat soos Daniel net gesê, dis nie 'n dag wat ons net gedenk nie. Ons bring aan die lof en aan die eer aan U, vir wie U is en wat U vir ons gedoen het. En ons prys U daarvoor, Jesus. Ons dien 'n lewende God. 'n God wat opgestaan het, die dood kan nie meer vashou. Ons prys U daarvoor, Jesus. Dankie vir U liefde. Dankie dat U lewend is en vir ewig leef. Ons eer U daarvoor. Amen. Ek sê maar saam met Madeleine, is daar in die saal as hulle rond aan. Ek het nou gister werk op die plaas en dit is bezig om 'n draairol te bou en my liefde as Ken Albert met my help en ek trek 'n spyker uit en my in die spyker se kop breek en natuurlijk het was een kracht wat jy moet trek en ek is so sterk en ek slaan my hand in 'n glas wat agter my staan. In 'n ryglas was. My slaan net daar en toe ek inslaan dan weet ek so 'n bietjie mediese kennis nou weet ek dis diep en dis gevaarlik en ek voel maar ek kan ons sê ek voel maar die bloed spuit en my assistent daar goed weg. Hy sê ek gaan help so. Ek roep my vrou, ek sê maar bring my mediese tas. Nou raak sy heel flabbergasted. Ek sê maar weet kyk daar, dis daarin kry my ek sit die goed op en ek probeer dat bloed vinnig stop. My neef is daar, hy's 'n plassie rug en sy vrou se narkotiseer. Maar hy moet graag so na hulle toe. Hy sê ons is slaapklere. Jy het op die pakkie. En sy ander woord sy territory pakkie. En is kotse, ek sê maar ek is gerustig, maar ek sê hele ding op alles wat steril wees, ek sê maar ek het nie om nie, ek help nie, maar kyk ons, hy wys my so, trek as die bons op, en sê van kyk, so 3 mm van die paar en die 7 jaar, 3 mm, verby was ons die lokaal te bereik, en hy die operasie daar op die was ons nabing, net al baie, maar toe besef ek, die mense sal ons sê, waar was Jesus nou? As Jesus nou daar was, dan sal jy dit spoor. Kon dit bekend? Maar hy was daar, aan die staan. Ek hoef nie te loop met 'n spalk vir 3 maande of 4 maande nie. Ek kan voel, maar vanavond hoor. Sinnemal. En baie keer wil ons 'n perfekte lewe hê. Ons wil alles hê soos ons dink in die wees. Maar in die tyd wat ek in Potchefstroom was, sit ons familie, ons ken mekaar maar van kleins af ons op my plaas vakansie gaan ek die oog opmaak, ons ken mekaar baie goed. Maar in die tyd wat ons daar sit, ons moes die skoonmaak en uit nie 'n steker besit het. Maar in die tyd het ons diep geestelike gesprek. Ek dink die kan ek kwaad raak, want ek het om my hand gesny, arm gesny, ek kan al my dood gebloei het. Maar die Here gebruik aan omstandighede. Elke plek ons is, om die liefde van Jesus vir mense te was. En toe soos ons nou juist, dis nou gister, ons is nou juist in hierdie naweek. En ek het God se kon praat, en ek wil vandag ook bietjie verder daarby ingaan is, hoe ons vervolg word, as gelowiges. En dan, as dit met ons gebeur, dan wil ons sê, maar waar is Jesus? As daar enigiets is, as jy begin opstaan vir die waarheid van Christus, en jy begin opstaan vir wie hy regtig is, nie vir storieetjies nie vir liewe Jesus sak en teer nie, vir die opgestaande Christus. En jy begin sê, dit is wat Christus vir ons gedoen het. Dis wie hy is, want hy lewe in my. En jy kan my in dit sê, net sê, Jesus lewe in my. Jy kan praat van God, en dan is het nog oorraai, want selfs met 'n moslim kan jy nog praat van God, maar noem die naam Jesus, en onmiddellik is daar skeiding. Onmiddellik staan jy vir iemand, nie vir iets nie. Want die moslim staan vir iets.
staan vir hulle geloof. Maar ons staan vir iemand. Ons staan op vir Christus. En dis 'n groot verskil. En as lewe in Christus, as nie lewe in hulle God nie. Dat is wel, want wie is hulle vader? Hulle vader is die duivel. Hy lewe ook. Maar hy gaan nie vir ewig saam met ons lewe nie. Ek wil nie saam met hom wees nie. Ek wil nie saam met hom lewe nie. Hy gaan vir ewig lewe, maar hy gaan vir ewig pyn ly. Ek wil lewe in vrede en vreugde en heerlikheid saam met Christus. Ek wil die Here laai saam met my. Nou, Psalm 22, Psalm 22. En die hele Psalm gaan nie net oor wat met Christus in die kruis gebeur, die profesie, wat met Jesus in die kruis gebeur. En as ons dit nou gaan lees, wil jy kyk net 'n bietjie as jy vervolg word. Dit baie van die goed is daar in jou lewe. Baie keer voel jy soos die Psalm dat die geskryf het. Hy begin met vers 1 en sê vir die musiekleier op die wysie van 'n hert van die dageraad, met 'n Psalm van Dawid. My God, waarom het U my verlaat? Ver van my hulp, van die woorde van my gebrul. Klink dit bekend? Jesus sê dit op die kruis, hy sê, my God, waarom het U my verlaat? Hy sê, my God, ek roep bedags, maar U antwoord nie, en snags, en ek kan nie swyg nie. Tog is U die Heilige wat woon onder die lofsange van Israel. En nou net toe ons sing, Daniel begin ek sê, 3/4 van die bediening wat gebeur by ons in die gemeente is sang. En die Here woon in die lofsange van sy volk. En ek dink dit is 'n ding wat die vyand ons baie maklik ontvang. As jy in die diepste swaarste tye is, begin sing. Die Here het gesê, tyd sing so sleg dat die duiwel vlug van hulle sing, maar sing, as jy eer bring aan die Here, dan vlug die duiwel. Hy wil nie nou. Hy is, vers 5 sê, op U het ons vaders vertrou, hulle het vertrou, en hulle het hulle uitgered. Weer, altyd, jy kan kyk, altyd kyk Israel terug na hoe die Here met hulle pad gestap. En een van die dinge wat die duiwel gou met jou wil maak, as jy jou in 'n hoek wil dryf, want hy vir jou sê, vergeet dit wat die Here vir jou gedoen het. Hy wil jy alles vergeet hoe die Here jou al deur geneem het. Dink maar net 'n ding wat 99,9% van mense word aangeval op finansies. Een of ander tyd. Dis maar tyd dat jy iets moet betaal en jy dink, gaan dit deur. As jy nou gaan terugdink, het die Here jou ooit verlos. Beteken op 99,9% het jy daar neergekom. Ek het al gesit op 'n lughawe in Fiano Romano se lughawe in Italië. Dat ek daar sit, ek het nie geld om 'n kaartjie te koop om terug te kom Suid-Afrika. Ek het net nie geld, maar om terug te kom, my visum geval. En ek sit daar so. En op die lughawe stap 'n vrou na my. Wat vir 'n vrou ken af van geen kant. Sy sê vir my, I have to give you this. Sy gee dit vir my, draai my. Toe dit oopmaak is dit 'n pakkie euros. Toe dit tel is presies die bedrag van die vlugkaart wat ek nou het ons daar. Maar terwyl ek daar sit, het ek baie twyfel gehad. Hoe gaan ek? Wat gaan ek maak? Wie gaan ek bel? Iemand moet ek probeer, maar ek het nie eens geld gehad om te bel, so wie wil ek nog bel? As ek 'n kollekteer oproep uit Italië so maak ek vir die meeste nuus geantwoord. Maar die Here het my nog nooit gelos. Nog nooit. Nie een dag van my lewe. Gister, ek was sny, as hy daar. En as my nou mooi gedink, einde was hy al lang daar. Hy ken ons nie. Hy was al. Vers 6. Hulle het die aangeroep en het
ontvlug, op U het hulle vertrou en nie beskaamd gestaan nie. Maar ek is in wurm en geen 'n man nie, in smaad van die mense en verag deur die volk. Klink dit bekend? Het jy al so gevoel, soos 'n wurm? Gevoel, niemand ag jou nie, niemand gee eer in wat jy doen. Jy is maar net daar, jy is maar net in niks. Jou familie gee nie vir jou om nie. Al wat my sien, spot met my. Hulle steek die lip uit. Hulle skud hulle oor en sê, laat dit dan die Here oor. Laat hy hom red. Laat hy hom bevry. Hy het mos 'n behaag in hom. Dit het nie bekend. Nee? Ja, U is dit wat my uit die moederskoot uitgetrek het. U het my veilig laat rus aan my moeder se bors. Aan U is ek oorgegee van die geboorte af, van die skoot van my moeder af. Is U my God. Hoor, van die skoot van my moeder se geboorte af, is U my God. Selfs 'n moslim sal eendag besef dat God sy God was van sy moederskoot af. As baie mense wat ek al gesien het, na hulle op hulle sterfbed in die hospitaal, dan sê ek, gee net oor aan Jesus. Dan sê ek kan nie, want ek kan daai persoon nie vergewe nie. Maar die Here het al sy hand op ons almal van ons moederskoot. En dan raak die ouens met die uitverkiesingsdeel en heeltemal deur mekaar, want hulle wil sê, as jy uitverkies is, maak nie saak wat nie, maar die Here se hand is op ons elkeen, wat hy wil hê, elke mens moet gered word. Dis God se hand. Van moederskoot. Wees nie ver van my, want die nood is naby, want daar is geen helper nie. Baie stiere het my omsingel. Sterktes van Basel het my omring. Hulle het hulle mond teen my oopgemaak, soos 'n leeu wat verskeur en brul. Hoeveel keer is jy al, ons keer mense praat ons van jy seer woorde gekry. Hoeveel keer het mense al vir jou seer woorde gegee, en vir jou goed gesê? Hoekom? Omdat jy die waarheid van Christus aanneem. Omdat jy nie die pad kan stap wat ander mense stap nie. As jy kies, ek stap in die weë van die Here, gaan na mense teen jou opstaan. En terwyl ek dit sê, dan dink ek sommer aan 'n gedeelte van die Saligsprekinge, die Engelse spreking baie mooi, dit sê the Beatitudes, want dis eintlik die attitude wat ons hoort te hê. Dis die attitude van Jesus. En die Beatitude dan sê hy, salig is jy wat gevolg word. Hy sê, in die een gedeelte sê, salig is jy sy naam weggegooi word. Soos iets wat, soos 'n slegte naam of iets wat sleg is. Nou my eie vertaling dan. Maar soos iets wat sleg is, word jou naam weggegooi. Der wille van Jesus. Nou as jy dink aan Jesus aan die kruis, ons het dit nou herdenk Vrydag, maar eintlik herdenk ons dit elke slag, as ons die nagmaal bid. Maar herdenk ons herdenk dat Christus gesterf het vir ons. Dat aan die kruis, onthou hy is God. Hulle erken hom nie as God nie. Die Jode erken hom nie. Die Romeine kap bo sy kop. Die waarheid. Dit is interessant. God gebruik die heidense volk om daar te kap, die koning van die Jode. Maar hulle erken hom nie. Hulle is kwaad, hulle sê hulle af. Ons wil dit nie. Kruis om, maar hulle af, die koning van die Jode. In ons lewe gaan ons die gedeeltes kom wat almal daar gaan staan en eintlik skree vir jou kruis kom. Nou nie in hierdie woorde nie, maar hulle gaan sy goed verstaan sê. Hy sê, ek is uitgestort soos water. Al my bene raak los, my hart het soos was geword, het gesmeld
binne in my ingewande. My krag is verdroog, soos 'n potskerf, en met 'n klomp kleef van my verhemelte. En U lê my neer in die stof van die dood. Nee, dink nou weer aan die kruis. Jesus hang daar, en hulle sien is na die einde, wat maak hulle druk? 'n spons, en hou dit in sy mond, en hulle kan sien, hy kan nie meer. Nee, hy is op sy einde. Want honde het my omsingel, en bende paarden is het my omring. Hulle het my hande en my voete deurgrawe. Nee, gekruis vir ons. En omdat Jesus het ons het gesterf, het hy neergedaal en hy moes kom en hy moes vir Vader daai offer was, door hy vir Vader staan. En dis toe hy opstaan in die graf en die verheerlikte liggaam, toe die spykergate nog daar, nee, want hy vir die disippels, Thomas moes kom en hy sê vinger uit, maar sê dat die vinger uit. En toe was ons sê, hy weet nie, hy glo dit nie, maar hy moes voel. En met daardie verheerlikte liggaam is Jesus opgeneem, en hy aan Vader die offer gaan wys, dit is die volmaakte offer wat verdien is vir U. Vader het alles gesien, wat gebeur het al. Op die altaar van die lewe is hy geoffer. En hy kom staan en hy wys het vir Vader. En baie keer, dink ek ons, dan gaan ons deur die moeilike tye, wat ons self voel, dit kan nie wees nie. Waar is die Here? En dink ek net, hierdie prentjie bly my kop. Ek is maar 'n prentjie mens, so dit bly my kop. Ek sien dit net Jesus vir ons staan. As ek foute maak en ek is verskriklik swaar op myself. As ek 'n fout maak en kraai in myself, ek moet myself nie pynig oor die foute wat ek maak. Dan dink ek net Jesus vir ons staan. En die hande in die voete sê, ek het vir hom gesterk. Ek het vir elkeen gesterk. Vat het nie. Vat het nie. Hoekom straf jy so? Hoekom probeer jy self? Hy self, om mekaar self. Hy sê, al my beendere kan ek tel. Hulle kyk, hulle sien, en welgevalle op my neer. En as jy mense dink aan die kruis, en jy dink, Bianca, you know the Roman Catholic Church, and you will see the sculpture of Jesus, and behind there's only a little bit of blood, and a little bit of blood in his hands. Dis nie soos hy gelyk het nie. Hy sê bene het begin uitsteek, hy is verdor, en dink net gou so daaraan, is die prentjie wat ek in my kom, omdat hy het nie meer gedaante van 'n mens gehad, is die skrif. Hulle kon nie na hom kyk nie, so dat hulle nog by die vlieg sit ook altyd dan almal kyk op, want al die wêreldse sonde, van die begin, van Adam en Eva, tot ons weet nie hoe lank dit gaan aangaan. Ek dink nie meer veel langer, die tyd is om al vinniger nader, prys die Here daarvoor, maar dit kom al nader. Maar al die mense, van die begin tot die einde, ons is 7 biljoen mense op die oomblik op die planeet, ek weet nie hoe hulle dit tel nie, maar naas my. Plus nou al die wat eeuwe wat daar was, sy sonde is op hom, in haar paar eeuwe. Siekte, die van julle wat 'n siekte het, party sê die mense is ongeneeslik, maar vir God is niks ongeneeslik nie. Maar die wat 'n siekte het, ek het diabetes, van klein hulle van. So ek weet hoe voel het. Ek weet hoe, party daar voel jy onsleg, ander daar voel het weer, dit is alright. Maar, dis letterlik my doring in my vlees. Elke slag as ek moet inspel, en ek kan Paulus sê, ek het doring in my vlees, ek het die Here 'n paar keer gevra en iemand weg, en hy het nog nie. Maar elke slag as ek dit doen, dan dink ek, Jesus het die hele wêreld se diabetes. Hy dacht dat jy so die slegste voel, of jy het 'n hartprobleem. Het dit alles op die kruis gedra. Kanker. Dis hoe ons sy bene uitgesteek. Jy sê, dat is kom sien, hoe het tel. Hy het ons op die kruis gedra.
verdeel my klere onder mekaar en werk die lot oor my gewaad. Onthou jy die Romeinse soldate daar gesit het? Wat het hulle gedoen? Hulle was die kleed steeds en nie ons werk die lot, ons val het vir die een wat weet. Maar U, Here, wees my nie ver nie, my sterke, maak tog gou om my te help. Red my siel van die swaard, my enigste uit die mag van die mond. Verlos my die bek van die leeu en die horings van die buffels wat my wat U het my verhoor. Ek wil die naam aan my broers vertel in die vergadering U prys. En hier is ons gedeelte. Is dit jou begeerte? Is dit reg jou begeerte om die Here se naam groot te maak, om hom te prys? In die vergadering waar ons hier saam is, as gelowiges, maak nie saak waar ons by mekaar kom, of 2 of 3 in sy naam vergader is. Nee. Maak nie saak wat die plek is nie. Die Here praat nie van 1000 of miljoene nie, dit gebeur op dit keer, maar 2 of 3 by mekaar, wat ons die Here se naam groot maak. En dis vir die wonderlikste, ek was al voorreg gehad om in baie lande in te kom, dan kan ek glad die taal praat. Eerste keer kom ek en luister ek as die taal heeltemal vreemd. Veral vir David en Esther wat hulle in Japan die eerste keer was. Dit het seker net, dit klink soos gebrabbel vir ons. Maar as jy die gelowiges inkom en hulle aanbid die Here, dan verstaan jy jou woord nie, jou gees lewe. Jou gees praat om hulle, en is gees tot gees. As hulle sing, en hulle sing hy liedjie, jy verstaan nie die taal nie, maar jy weet die Here wil vir jou. Dan praat Jesus, spirit in jou. En dis in hy lofsang, ek sal nooit vergeet, ek is eendag in Hongarije, en ek voel so alleen, en ek sukkel in die ambassade kry, en ek moet 'n visum neem om toe weer in Bosnië in te gaan. Ek het net uitgegaan en weer in te gaan. Die ambassade het geskryf in Hongaars is 'n taal wat nie 'n grond het in Germaans of in Slawiese taal nie. So dit is regtig 'n deur mekaar taal. Dis baie deur mekaar vir my. Dis sit ek dan, wat ek vra van die mense, dan brabbel hulle net so, dit net, prys die Here dat jy my probeer help, en ek weet nie wat jy sê nie, ek weet nie wat ek vra nie, dus ek sit daar so, by die treinstasie, en ek hoor, ek iemand sê die blessed be the name of the Lord, maar ek hoor iemand sing het, maar hy sing het nie in taal wat ek ken, maar ek hoor ek ken ons nou die luisie, en dan denk ek, is onmiddellik, ek begin iets in my hart, dus ek af van die trap, kom ek hier onder, ek sê die derde verdieping af van die treinstasie. Hier is 'n klomp Koreane wat uitreik uit Suid-Korea en hulle sing Blessed be the name of the Lord in Koreaans. Net so Hongaars nie. Maar daar staan ek, hulle kan nie eens Engels praat nie. Ons staan met 'n woordeboek en ons probeer translate, maar my hart is vol joy, want ek het wat gekry. Ek het my broers en susters gekry. En onmiddellik is my gees opgevul. En ons staan daar, terwyl ons met hulle woordeboek staan, kyk jy so voor in hulle woordeboek, en ek sê, maar hier is ons 'n kaart van waar die ambassade is. En ek vraag die ou, ek sê, ja, hier is ons vader. En toe 'n kaart van waar die ambassade is. Toe lei die Here my na hulle toe, om vir my kaart te gee van waar die ambassade is. Dis nog voor Google wel was. Ek dink Google was al dan, ons het nog nie regtig geweet van die airtime gaan. Ek die airtime, ek kon nie Google gewerk het. Dit is 'n jaar na die eerste e-pos gesien. En dit het baie lank gevat om dit deur te kry. Anders soos 'n fax. Ons het altyd as ek in Bosnië was, gestuur of wil ek nou fax in Afrika bestuur na normale toe. Dan sit jy letterlik van die oggend 8:00 af tot die middag 2:00 om mekaar redaal tot die telefoon net dalk aangaan en die fax kan deurgaan. Is net anders dan soek jy net kommunikasie. Ek wil u naam aan my broers vertel in die vergadering, u prys. Hulle wat die Here vrees, prys hom. Al die nakomelinge van Jakob vereer hom. Ja, vrees hom. Al die nakomelinge van Israel, want hy het die ellende van die ellendige nie verag en verfoei en sy aangesig vir hom verberg nie. Maar hy het gehoor toe hy hom aangeroep het om
God se hart. Hy wil ons help. In die omstandighede waar jy is, al is jy hoe alleen, al voel dinge val uit mekaar vir jou, hy is daar. Hy is die rots. En die skrif sê ons, die een sal struikel oor die rots, en die ander sal die rots gebruik. My eie vertaling van sal die rots gebruik om op te staan en deel van die koninkryk te wees. Want hy is die een op wie ons bou. Ons bou die koninkryk op die rots van Christus. En dit is my so hartseer, elke stap as ek met mense praat, ek maak altyd vriende met mense wat nie Jesus ken nie. Dit is baie moeilik, maar hoekom wil ek nie Jesus teruggee? En as ek bijvoorbeeld met die moslims wat hier so is in ons dorp, as jy met hulle praat, en ek weet is nou werkelijk kultuur, so ek gaan eers na die Islam kultuur te praat met hulle, ek weet is hulle feeste, en wat hulle aanbid, en waar hulle is, en dan gooi ek dit in, en luister ek so, dat is my so hartseer, hoe ywerig hulle is, om die Bybel te leer. En hulle besef het nie. Tot ons Jesus wil nie kruis, en een of ander tyd, weet ek, gaan hulle vir my vra, wat doen jy? Hoekom doen jy dit anders? En as ek so hartseer is, hulle verlang hulle mense. Ek praat nou reg met die een, hy verlang sy mense, en in die koude kan hulle ons nie sommer net weer terugvlieg nie. En hy begin huil, hy sê my, maar hy verlang so, sy ma en sy pa. Hy verlang hulle is oud, hulle verstaan nie lekker om te Skype, en sy kind moet nie, so hy verlang hulle verskrik. Ek dink ek weet, toe ek in Bosnië was, en in ander lande, hoe moeilik was het om kommunikasie te hê, maar die verskil was, ek het dit gehad, en ek het Jesus gehad, diep in. So ek kon bid, en ek kon vir die Here vra, wees met my familie, en ek het gebed, en ek was daar. Ek het die twyfel gehad, ek het bekommer, my naals is van buiten, en op die gesit, en gedink, alles is nou voorbij. Ek het geweet wat die hoop is in my. En dink nie dat jy sit daar so, en jy het nie aan hoop nie. Jy is aan moslim, jy het al die rituele deurgaan, en te dink jou God is gelukkig met jou. Maar ons is Jesus. So ek wil saam met julle bid, ek wil julle uitdraag, en sê, kom ons bring alle lof en alle eer aan hom, en alles wat ons doen. Ons is by mekaar, kom ons gelowig is, kom ons verheerlik sy naam. En kom ons vat die opgestaande Christus in ons eie lewe na ander mense toe. As mense na ons kyk, dan moet hulle die opgestaande Jesus sien. En dit is moeilik, want ons gaan vervloek word. Ons gaan, soos Jesus, wat aan die kruis genaal was, deur die mense wat hom moes liefhê, gaan na baie keer van die mense wat die naaste aan ons is, vir ons wil kruisig, en sê, kyk hoe sleg is jy, kyk wat doen jy, die mense wat jy gedink het, vir jou moet omgeen, gaan teen jou tel. Maar blessed are those who are persecuted. Ek baie keer sê ek kan ons die mense wat so vrees die prosperity evangelism aan, alles gaan net goed gaan, alles daar is niks wat gaan sleg wees nie. As ek nou vir my so gesny het soos gister, dan moes daar sonde in my lewe gewees het, dis wat hulle glo. Hulle het vir my gesê met my diabetes, ek sê dan so kerk, sê vir my, as maar sonde in jou lewe is die wat jy diabetes. Ek sê jy vir my wat die sonde is, dat hulle, ek het nou voor jou, ek moes op sonde wees. Sê dit vir my. Die Here dan vir jou gesê, ek het sonde. Sê nie, my Here praat met jou uniek. Nie maar, oké. Nou jy sê, ek praat die Here met my uniek, en nou vir die sonde wees, dat staan hy weer in die water. Sien jy dit? Maar, as hulle so gaan oor die prosperity en alles wat so goed is, dan sê ek, kom ons kyk net van die beatitudes. Kom ons kyk net van die attitude van Jesus wat in ons moet be. En dan sê ek moet weer van die prosperity van jou. Daarom sê ek nie die Here kan in elke behoefte van ons voorsien. Maar God, kyk nie eers in die finansies, kyk eers in die lewe. Dit is onbelangrijk. Iemand is nie vir God belangrijk. Ons fokus is so geld en goeders.
Jesus het nie gesterf vir jou geld nie. Jesus het gesterf vir jou. Dis nie vir jou. Sodat ons attitude wees soos Jesus. Dis my gebed. Al kruisig vir ons, al sê hulle vir ons wat, al sê hulle vir ons jy is mal, jy is nie reg nie. Jesus is reg. En hy is altyd reg. So kom ons stap in sy spoor. So Vader, ek wil bid vir elke broer en suster vir my. En vir myself, en sê Here, ons wil die opgestande Christus vereer in alles wat ons doen. Here, help ons. Elke dag gaan ons weer kom waar ons gevolg word. Om U naam te word. Maar Here, in daai tye wil ek U naam groot maak. Wil ek U prys. En Vader, ek wil bid dat ons meer en meer U naam sal groot maak. Here, ons is so maklik om net weg te draai en stil te bly. Maar dat ons sal opstaan vir die waarheid van Christus. En dat ons sal kan sing ons hele lewe lang van die grootheid van God. Ek prys U naam, Here. En een van die eerste ding wat die vyand altyd op ons steel by ons is, ons worship ons steel. Ek wil ons sê, kom een kant toe, moenie naby aan gelowiges wees nie. Moenie worship nie. Ek prys U naam vir Jesus, dat ons by U kan wees, dat ons U mag leef in Jesus naam. Amen. Ek net afsluit met dit, ek dink dat ek noem ons nou so, jy weet van Rijkstorp, ons het nie vrienden nie, ons het vijande met jakkals. En dis 'n baie slim dier daar, ek kan nou maar sê wat er wil, maar is baie slim. Maar as jy kyk hoe 'n jakkals werk, die vijand werk nie sy. Hy probeer altyd, as hy in 'n trop ingaan, probeer verwarm, hy skrof deur mekaar, dan probeer hy altyd een kant kry. En so een kant het, dan weet hy dat hy kan nou doodmaak. Wat doen die vijand? Doen nie maar nie self probeer. Eerstens, kry jy net weg van die gelowiges af. Hy kan op jou eie gaan. Begin so jou eie opsies. Klink dit jou nie? Ek moet alleen wees, ek sal hier dien, want ek is reg. As jy alleen is, dan mag jy ook. Dan gaan kyk maar. En hy vat gewoonlik, dis nie altyd, hy soek die siek skape, hy soek die sterkste skape, om dood te maak. En hy wil net lekker aan, hy stik jy die boudevleet, hy het nie meer. Baie interessant. So hy wil jy net so seer maak, dat jy net kan werk met Jesus. So mag ons opstaan in die volheid van Jesus, en ons loof en prys, is die opgestaan word. Dis wie ons dien. Ons dien nie Jesus in 'n graf nie. Ons gaan nie na, soos Islam, ons gaan stap om my klip, om die duivel gooi met klippe. Die duivel is oor dan Here Christus. Ons net opstaan in die waarheid. Saam met ons besit, maar ek wil net gou een skrif lees. Ek het vanmôre lees en dit vir my so baie beteken. Daar by die huis, toe hulle by die graf gekom het, die vrouens, Martha, Maria en hulle wou Jesus mos gaan halsel. Toe gebeur die volgende. Lukas beskryf dit so, Lukas 24 van vers 5 tot 6. Hy sê, toe hulle baie bevrees word, en met hulle aangesig na die aarde buig, sê die manne vir hulle, waarom soek julle die lewende by die dooies? Yes, dit is my so baie beteken. Waarom soek julle die lewende by die dooies? Hy is nie hier nie, maar hy het opgestaan. Onthou hoe hy vir julle gesê het, toe hy nog in Galilea was. Interessant, hy het hulle gepraat, het hulle gesê altyd, ek gaan opstaan. Hulle gaan my kruisig gemaak, gaan weer opstaan, maar hulle het dit nie onthou nie, hulle was vasgevang. En hier staan hulle nou by die waarheid. Ewe skielik, hier staan lewe. Lewe het voor hulle gebeur. Lewe is hier. En ek wil vanmôre sê, moenie aan die dood hou vas nie. Jesus het opgestaan en hy leef. En hy leef tot in alle ewigheid. Kom ons sing saam met hulle. Here, wat jy voor ons afsluit.
opstaan uit die dode, toe staan ons saam met U op in die heerlikheid. En ons sal daarin wandel in Jesus naam. Amen. Gaan in vrede, die Here seën julle. En ek kan julle